Goed, goeiemôre, goeiedag, graad 10. Ons het laas keer toe julle hier was, het ons gekyk na die definieerverhoudings in die kartesiese vlak. En ons het gesê wanneer ons praat van 'n kartesiese vlak, net bestaande kartesiese vlak uit 4 kwadrante. Nou 'n kartesiese vlak lyk basies soos dit en ons kan die definisies ook aflei vanaf die basiese trigonometriese definisies kan ons aflei van 'n kartesiese vlak af. Julle het vir my die huiswerk was dan om vir my alles hierdie op te som in jou boek, net tot en met net voor die oefening. So as ons praat van 'n kartesiese vlak, noem ons ook dit die kaasdiagram. En die kaasdiagram praat van in die eerste kwadrant. Die eerste kwadrant begin hier by 0 grade en dan gaan dit tot by 90 grade, né? En dan gaan ons van 90 grade af tot by 180 grade en daarna verwys ons as kwadrant nommer 2 of die tweede kwadrant. Dan het ons kwadrant nommer 3 en kwadrant nommer 4. Kwadrant nommer 3 is 180 en 180 tot by 270 en kwadrant nommer 4 is 270 tot by 360. Nou, hulle praat ook baie dikwels van die kaasdiagram en hulle sê kaas, nee, maar die C begin eintlik daar. Of 'n ander definisie wat ons kan gebruik is ons sê as jy weet van treinry en jy al trein gery van Parelstasie of van Wellingtonstasie af, dan sê ons alle stasies tot Kaapstad. In Engels is dit eintlik bietjie beter. All stations to Cape Town. So as jy maak nie saak waar jy opklim en jy hou aan met die treinry en jy ry straight, dan gaan jy in die Kaap opeindig. Van die treinhawe se saamtrekpunt is in die Kaap. Nou al wat jy moet weet, hoekom ons van hierdie afkorting gebruik maak, wat belangrik is in die eerste kwadrant is al die trigonometriese verhoudings positief. Dit wil sê sin, cos en tan is almal positief in kwadrant nommer 1. In die tweede kwadrant is slegs sin positief. En in die derde kwadrant is slegs tan positief. En in die vierde kwadrant is cos positief. So dis hoekom ons praat van all stations to Cape Town. En die eerste letter van A, S, T, C is dan die indikasie van die A verwys na alle verhoudings. Die S in stations verwys na sin. En die T verwys na tan en die C verwys na cos. So julle het vir my hierdie in jou boek, hierdie diagram staan bekend as die kaasdiagram. So daar is maar net 'n opsommingkie hoekom die verskillende waardes positief of negatief is en dan het ons gekyk na vervolgens, dit is vir my baie belangrik, die sin van 0 grade is gelyk aan 0, die cos van 0 grade is gelyk aan 1 en die tan van 0 is gelyk aan 0. En julle moet dit so onthou, dan het ons ook sin van 90, cos van 90 en tan van 90. En nou kan ons definisies van daai tabelletjie wat ons het, kan ons nou vervolgens uitbrei. Nee? As ons kyk na die uitgewerkte voorbeeld in die verhoudings in die kartesiese vlak graad 11, graad 10. Uitgewerkte voorbeeld nommer 11, hulle sê vir my punt P het koördinate. Punt P is koördinate is negatief 3 en 4. Dit is 'n punt op die kartesiese vlak met die oorsprong O. Verder sê hulle vir my theta is die hoek tussen OP en die positiewe x-as. Sonder om die sakrekenaar te gebruik, bepaal die waarde van. So ons moet nou vir cos van theta gaan bereken, vir tan van theta, vir 3 tan van theta en vir 'n halwe cosec van theta. Nou om dit te gaan doen, moet ek eers die waardes verstaan van op 'n kartesiese vlak. En die waardes van sin, cos en tan kan altyd, as jy kan onthou, sins, cosas en tanta kan ek dan toepas, maar dit gaan nou altyd bly y op r vir sin van theta, cos van theta is x op r en dan tan van theta is y op x. Nou, vervolgens praat ons dan, as ons nou weer terug gaan en ons kyk nou gee hulle vir my die koördinaat daar. En ek trek gewoonlik my skets, ek gaan gebruik maak van 'n skets, om dit dan vir my in te teken. Nou het ek my skets en ek sê, daar's punt P.
En die punt wat vorm met die oorsprong is punt O, né? So vanaf punt O verbind ek vir punt O met punt P. En dan het ek 'n lyn daar en dan hierdie hoek verwys na theta. Ons begin altyd ons hoek uit die eerste kwadrant uit te trek en dan gaan ons tot by daai punt so. So ons moet daai lyn hê as verwysing. Nou watse waardes het ek hier vir P? Ek het die x-waarde en die y-waarde. So dit wil sê ek het hoeveel keer links beweeg? Wie kan vir my sê? 3 keer, né? Hoeveel keer het ek op of af beweeg om by punt P te kom? 4 keer. En hoe weet ek dit? Want x is my, wat is dit, horisontaal of vertikaal? Dit is my, x is my vertikale skuif en 4 is my horisontale skuif, né? En nou, wat vra hulle vir ons in vraag 1? Ons moet vir cos van theta bereken. En hoe doen ons dit? Cos van theta is wat? Cos is teenoorstaande op skuins. So dit wil sê vir my, die minus 3, of die minus 3 hieronder, né? En die 4, hoe bereken ek? Wat is cos? Aangrensend op skuins. Nou, ek het nie aangrensende sy, maar ek het die skuinsy. Ek het nie die skuinsy nie. Hoe kan ek nou die skuinsy bereken? Tamika, hierso het ons 'n reghoekige driehoek en in 'n reghoekige driehoek kan ons altyd, as ons twee ander sye het, kan ons die derde sy bereken deur middel van Pythagoras. So ek gaan nou sê die skynsy, en die skynsy praat ons van die letter R op 'n kartesiese vlak, né? So die skynsy gekwadreer is gelyk aan die som van x en die gekwadreer en y gekwadreer. En dit lyk dan as volg. Gebruik die stelling van Pythagoras om vir R te bereken. So ons gaan sê R kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. En dan stel ek my waardes in. 'n negatief gekwadreer, dit wil sê 'n negatief maal met homself, is 'n positief, né? En dan, so dit wil sê, dit is 6, nie 16, 9 plus 16 is gelyk aan 25. Maar ek wil nie R tot die mag 2 hê nie, ek wil net vir R hê. En om dan die waarde van R te kry, gaan ek sê, ek deel deur, ek maak gebruik van my vierkantswortel. En dit sê vir my dan, kry ek my antwoord. Nou het ek, en sodra ek my antwoord kry, kan ek my antwoord op my skets gaan aandui. En dit gaan dan vir my help om dit te bereken. Nou sê ek, al wat ek nou gaan doen, cos van theta is x op r, en my x se waarde is minus 3, en my r se waarde wat ek gaan bereken deur middel van Pythagoras is gelyk aan 5. Dan het ek 3 tan van theta, so tan se waarde, wat beteken tan? Tan in terme van die kaasdiagram is y op x. Julle sal hierdie goed vir my moet leer, daai waardes van sin. Sin is y op r, cos is x op r, en tan is y op x. Daai sal jy moet leer, maar is eintlik baie eenvoudig, en wanneer jy daai 3 ken, dan weet jy cosec, sec en cot is net die omgekeerde, so jy moet eintlik net die 3 leer. En dan weet jy mos die omgekeerdes daarvan. Al wat ek doen, ek stel nou in, wat is my waarde vir y en wat is my waarde vir x, en dan sê ek is 4 en minus 3, en dan vereenvoudig ek daai 3 en daai 3 kanselleer uit, so my antwoord is minus 4. Dan het ek 'n volgende voorbeeld, 'n halwe cosec, en cosec is mos die omgekeerde van wat? Van sin. So dit wil sê, dit is r op y, en nou sê ek 'n halwe maal r op y is gelyk aan 5 op 4, en dan kry ek my antwoord dan, wat gelyk is aan 5 op 8. Is 5 maal 1 en 2 maal 4 wat gelyk is aan 8. Die volgende voorbeeld wat ons dan het, verhoudings in 'n kartesiese vlak, uitgewerkte voorbeeld nommer 12. X ook k is gelyk aan theta, is 'n hoek in die derde kwadrant waar x 'n punt op die positiewe x-as en k is die punt minus 5 en y. OK is 13 eenhede. Bepaal sonder die gebruik van 'n sakrekenaar die waarde van y en bewys dat tan van theta plus 1 gelyk is aan sec theta. Sec theta tot die mag 2 sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So wat ons nou doen, mense, ons gaan skets en hulle het vir my gesê, dit is in die hoeveelste kwadrant is dit? Derde kwadrant. So ek gaan teken my skets en waar gaan my skets lê? My skets gaan in die derde kwadrant wees. Hulle gaan nie altyd vir jou sê nie, maar afhangende van jou waardes kan jy dit aflei. Nou sê ek gaan skets, ek weet dat
daai is minus 5 en hierdie, wat is onbekend hierso? Ek het my R-waarde en my X-waarde. Wat is onbekend? Y. Hoe kan ek vir Y gaan bereken? Deur middel van Pythagoras. En nou gaan ek sê, die stelling van Pythagoras, ek hou dit in standaardvorm, maar wat is my onderwerp? Wat moet ek my onderwerp maak? Wat is onbekend? Y. En nou vat ek vir Y na die een kant toe, ek maak dit my onderwerp, en nou sê ek R kwadraat minus X kwadraat. Let wel, wanneer ek die skynsy het, dan gaan ek minus, nee? Wanneer ek nie die skynsy het en ek wil die skynsy bereken ken het, dan gaan ek plus. So let wel daar, daai veranderingkie, en dan het ons gaan deur het, ons stel in substitusie, vervang die waardes en dan volg ons dan op. Nou weet ek dat Y is gelyk aan minus 12. En nou stel ek my waardes in, so dit wil sê tan kwadraat plus 1 en oral waar daar tan staan, gaan ek mos nou net vereenvoudig. Kom ons kyk gou net voordat jy begin met die oefeningkie, gaan ons gou net 'n paar voorbeelde saam doen. So ek wil hê julle moet vir my skryf en 'n potlood en 'n pen uithaal en dan gaan ons nou die volgende voorbeelde saam doen. Hulle sê vir my, die voorbeeld wat julle vir my gaan afskryf, graad 10, lyk as volg. Indien sin van theta gelyk is aan 5/13, bepaal elk van die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En dan gee hulle vir jou 'n wenk, kom ons kyk of ons dit nie daai wenk kan afskryf nie. 'n Wenk, gebruik 'n skets, maar theta is kleiner as 90 grade. En dan gaan ons gou die volgende bereken. So ek gee gou vir julle 'n oomblik om dit af te skryf. Daar saam met dit gaan daar ook so 8 sommetjies. So gee my net 'n indikasie van wanneer julle klaar is en dan gaan ons vervolgens kyk daarna. Goed, nou ons kyk nou en hulle sê, hulle gee vir my 'n wenk, maar as ek so 'n tipe vraag gee, Kishan, sien, en so ek word so 'n tipe vraag gegee, en ek weet, dan moet ek weet, ek moet gewoonlik 'n skets gaan doen, want hulle vra vir my sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, nee? En dan, hulle gaan nie altyd vir my die wenk gee nie, maar ek gaan nou my skets teken, en wat sê hulle verder vir my? Theta is kleiner as 90 grade. So dit wil sê, theta gaan in watter kwadrant wees? In die eerste kwadrant. So ek gaan vir myself daar gou net 'n paar goedjies insit, ek gaan my lineaal vat, nee? En dan gaan ek sê, goed, kom ons maak maar nou daar 'n voorbeeld, theta is in die eerste kwadrant. So ek gaan gou net 'n lyn daar trek, vanaf die oorsprong tot by punt, tot by daai punt daar, en dan gaan ek sê, hier af, dan vat ek my lineaal en dan trek ek vir my 'n 90 grade lyn direk saam met hom, wat lyk soos dit. En dan sit ek daar in vir myself my 90 grade hoekie. Dan hierso het ek die hoek wat hulle noem theta. Nou kom noem hulle die hoek theta. Theta is maar net 'n Griekse letter wat ons gebruik om vir 'n onbekende in plaas van X of Y. Hulle kan hom enigiets genoem het. En hulle sê vir my sin van theta is gelyk aan wat? Sin van theta is gelyk aan 5/13. Nou ek weet sin is eintlik wat? Wat is sin? Teenoorstaande op skyns. So watter sy hierso is gelyk aan 5. Dit wil sê hierdie sy 5. Nee? En hierdie sy is gelyk aan 13. Maar verder op 'n kartesiese vlak weet ek ook dat hierdie sy noem ek wat? X, Y of R. Wat noem ek vir hom? Ek noem vir hom Y. En hierdie sy noem ek R. R is altyd die skynsy. Wat is onbekend vir my in hierdie verband? X. Hoe kan ek vir X begin bereken? So voordat ek nou doen ek my skets, nee, maar ek wil nou nog ek wil alles hê op my skets. En hoe kan ek vir X gaan bereken, mense? Al wat ek nou doen is ek sê R kwadraat is gelyk aan X kwadraat plus Y kwadraat. Wat wil ek die onderwerp maak? Wat moet ek bereken?
x kwadraat. So dit wil sê x kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus y kwadraat. So dit wil sê x kwadraat is gelyk aan 13 tot die mag 2 minus 5 tot die mag 2. En nou gaan dit vereenvoudig ek sê x kwadraat is gelyk aan vierkant wortel van 13 of nie vierkant wortel nie, maar 13 tot die mag 2 is gelyk aan 169 en dan 5 maal 5 is gelyk aan 25. Wat is die verskil tussen 169 en 25? So onder 'n sakrekenaar 144. En as ek my vermenigvuldigingstafels ken, ek wil nie vir x kwadraat bereken nie, maar ek wil slegs vir x gaan bereken, né? So ek wil slegs vir x gaan bereken en nou sê ek dat is 'n vierkant wortel. Ons sit maar plus, ons weet ons in die eerste kwadrant sit maar plus minus daar, plus minus vierkant wortel van 144 en dit wil sê dit is plus minus 12. Maar omdat ek in die eerste kwadrant is, weet ek dat hierdie waarde, sê maar ek gaan die kant toe, dan wat is my waardes? My waardes is positief. Sê maar ek het hierdie kant toe gegaan, dan is my waardes negatief. Sê maar dieselfde met my y, dit is mos my x-as, né? Kom ons maak dit x-as. Sê maar ek beweeg op en ek is bokant die x-lyn, dan is my waardes positief. Sê maar ek beweeg af, dan is my waardes negatief. Nee, so hou net daai in gedagte. So wat is my antwoord hierso? My antwoord is net positief 12. So dit wil sê x is gelyk aan 12. En wanneer ek 'n waarde gaan bereken het, Marco, dan gaan sit ek my waarde daarin soos dit. Nou sê ek goed. Hulle vra vir my in vraag nommer 1, kos van theta. En hierso is my skets van theta. Maar kos is eintlik wat? Kos is aangrensend op skuins, maar in terme van x en y, wat is dit? Is x op r. En wat is my x se waarde? X is 12 en y is r is 13. Nou gaan ek, goed, wat is dan? Dan is teenoorstaande op aangrensend, né? Dan is teenoorstaande op aangrensend in terme van x en op y. Wat is dit? Y op x. So dan het ek my waarde hier, y op x, en wat is my y se waarde? 5 op 12. Verder, nou gaan ek instel vir, wat is sin van theta? Het ek nie gereeds vir sin van theta nie? Hulle sê dan vir my, wat is sin van theta? 5 op 13. Hulle sê vir my, dat sin is 5 op 13, en nou gaan skryf ek goed. Dit wil sê 5 op 13, en kos van theta het ek reeds bereken in nommer 1, so dit is 12 op 13. Maar wanneer ek 'n som het soos dit, is dit 2 breuke bo op mekaar, en ek verkies gewoonlik graad 12, graad 10 skies, om my breuke te skryf as 'n deelsom, né? En ek sal vir julle nou verduidelik hoekom. 12 op 13, en wanneer ek sien 'n deling van breuke, dan kan ek wat doen? Neslie, wat kan ek doen? Ek kan vermenigvuldig met die resiprook. So dit wil sê, maal met 13 op 12. En nou wil ek sê, goed, maar ek kan mos nou gou van agter, daai 13 en daai 13 kanselleer uit. So eintlik het ek net 5 op 12. Nou let wel hierso, graad 10, lyk dit nie dieselfde nie. Ons sal weer terugkom na daai toe. Kom ons gaan aan. Sin is wat? Sin kwadraat theta. So sin, Marco, is wat? Sin is y op r. En wat is y se waarde? Y se waarde is 5, né, op 13. So dit wil sê, daai moet ek kwadreer, so dit wil sê my antwoord is wat? Is 25 op 169. Kos
is cos theta is x op r, maar ek moet dit kwadreer, so dit wil sê dit is, wat is x, 12 en 13 gekwadreer, dan kry ek 12 mal 12, baie mooi is 144 en 13 mal 13 is gelyk aan 169. Goed, nou vra hulle vir my sin kwadraat plus kos kwadraat, ek kan dit gaan instel daar, of ek kan net die volgende sê, so ek gaan sê, daai is x op, is dit x? Nee, dit is y, kom ons vervang maar daar. So dit wil sê, ek het mos nou reeds die waardes gaan bereken, nee? So dit wil sê, ek het hier so 12 op 13 gekwadreer, nee, kom skryf ek al dit verkeerd. Wat is sin theta gekwadreer? 5 op 13 gekwadreer, plus, cos theta is gelyk aan 12 op 13 tot die mag 2, en dan sê ek goed, 5 is gelyk aan 25 op 169 plus 144 op 169. Kan ek hierdie twee breuke by mekaar tel? Graad 10, hoekom Neiken? Alle eigen? Alle noemers is dieselfde, sou alle noemers nie dieselfde gewees het nie, dan moet ek eers gebruik gemaak het van 'n KGD, kleinste gemene deler, né? Maar hulle noemers is dieselfde, so ek skryf dit onder die GGD, grootste gemene deler, en nou sê ek 25 plus 144, en dan die noemer bly dieselfde wat gelyk is aan 169, en dan die teller word dan 25 plus 144 is 169. En enigiets gedeel deur homself is eintlik gelyk aan 1. Goed. Dit is nou baie interessante antwoorde wat ons hier gekry het. Nou vra hulle vir my in die volgende enetjie vra hulle nou vir my, maak 'n afleiding oor die volgende. En ek kan sê dat sin theta oor cos theta is eintlik gelyk aan tan van theta. En dit, mense, skryf daar vir jou, is eintlik my identiteit. Een van die identiteite. As my theta sin van 'n hoekie plus oor cos van dieselfde hoekie gaan gelyk wees aan tan van theta. En dan verdere afleiding wat ons kan het, ook 'n identiteit is sin theta gekwadreer plus cos theta gekwadreer sal altyd gelyk wees aan 1. Daai is ook dan 'n tweede identiteit wat ons hier het. Is julle nog met my? Nee? So daai is dan 'n tweede identiteit. Daai is die afleiding wat ons maak, en ons afleiding kom uit die bo genoemde antwoorde wat ons dan gemaak het. Nou sê julle vir my by vraag nommer 3, vereenvoudig die volgende uitdrukkings sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en wys al jou werk. In die skets nie in die sketsie in ons notas het ons 'n tabelletjie gehad, en ek maak ook gewoonlik gebruik van hierdie tabelletjie ATS, maar hierdie tabelletjie van my bevat egter slegs net 30, 60 en 45. So jy kan jou eie tabelletjie maak om vir die volgende by te kry, né? Om vir 90 en vir 0 by te kry. Maar vir my sal ek hierdie tabelletjie gou voltooi. Daai is vierkant wortel van 3, vierkant wortel van 3, vierkant wortel van 2. Daai is 2, daai is 2, daai is 1, daai is 1, daai is 1. En daar is hy baie eenvoudig, né? En ek gaan my onmoontlike driehoeke gebruik om vir die kos van 0 en die kos van 90 voor te stel. Jo, daai is like nou baie lelik. Daai is daai hoekie, daai sy daar is 0 grade. Daai sy is 0 in lengte en hierdie sy hierso is 1, en dan het ons mos nog 'n gelyke sye, en dan dus ons ander enetjie wat hier is 90, en dan het ons, daai is 'n driehoekie, al lyk dit nie so nie, verskoon nou my driehoekie. Daai is 0 grade, daai is 1 en daai is 1.
Daar is my 2 onmoontlike driehoeke. Nou vra hulle vir my, ek moet sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou sin van 45, wat is sin van 45? Sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Ek gaan gewoonlik net na my tabelletjie toe en ek sê dat sin van 45 is gelyk aan sin is teenoorstaande oor skuins, so dit wil sê dit is 1 op vierkant wortel van 2. Nou sê ek maal met sin van 90 en as ek na my 90 hoekie kyk hierso, dan kan ek sê sin is teenoorstaande oor skuins en dit sê vir my dat sin is gelyk aan 1, né? Dan kos van 0, kos is aangrensend op teenoorstaande, so ek kan nou enige van my 2 onmoontlike driehoeke gebruik en kos van 0 is ook gelyk aan 1. Dan sê hulle vir my kos van 60, so ek moet dit maal met 60 en as ek gaan, daar is my 60 en kos is aangrensend op skuins, so dit wil sê hierdie sy oor hierdie sy in die 60 ry. So dit wil sê dit is 1 op 2. Nou al wat ek nou moet doen is ek moet vereenvoudig en dan gaan sê ek dit is, wat is die produk van hierdie 2? Enigiets maal met 1 bly dieselfde. En so dit wil sê enigiets maal met 1 in die noemer bly ook dieselfde. Soos ek vir julle, soos julle nou al weet en julle al agtergekom het, hou ek daarvan om my deelsomme wat soos dit lyk, 2 breuke bo op mekaar, verkies ek eerder om dit as 'n deelsom te skryf, so ek gaan skryf 1 op 2, dan sê ek goed, dit is 1 op vierkant wortel van 2, maal met sy resiprook, wat gelyk is aan. Nou, verder mense, dan kyk ons en dan sê ons, ek enigiets maal met 1 gee dan vir my 2, dit is die tellers vermenigvuldig met mekaar, 1 maal 2 gee vir my 2, en dan vierkant wortel 2 maal met 2 gee vir my vierkant wortel 2. Dit is dan ons antwoord, maar jy sal sien as jy hierdie som, ons kan mos altyd toets. Hulle sê vir my sonder 'n sakrekenaar, maar jy kan dit altyd gaan toets op 'n sakrekenaar. En as jy op jou sakrekenaar toets, sal jy sien, hulle gee nie vir jou die antwoord in wortelvorm soos dit nie, maar laat ons gou net vir julle verduidelik. Jou sakrekenaar rasionaliseer die noemer. En wat dit beteken is, jou sakrekenaar hou nie van 'n breek wat in die noemer 'n wortel bevat nie, né? So wat hy gaan doen is, hy doen die volgende. Hy gaan sê, omdat daar vierkant wortel 2 is, gaan hy maal met vierkant wortel van 2 gedeel deur vierkant wortel van 2. Maar enigiets gedeel deur homself is mos gelyk aan wat? Is gelyk aan 1. So hulle verander nie werklik die waarde nie, maar wat dan gebeur? Ek gee net vir hom ander kleure, hy lyk 'n bietjie anders. So dit wil sê dit wat dan 2 vierkant wortel 2 in die teller en dan vierkant wortel 2 maal met vierkant wortel 2 is gelyk aan 2. Nou het ek mos hierdie som, maar hierdie som is eintlik, hierdie 2 is gelyk. En al wat hulle dan doen is hulle sê, daai 2 en daai 2 kan kanselleer dan uit en dan het ek net vierkant wortel 2. So kom ons kyk of ek reg gewerk het. Kom ons gaan probeer dit op 'n sakrekenaar intik. En nou hulle sê vir my sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, so ek wil al hierdie werk sien. En as ek die werk sien nie en sy skryf net vir my die finale antwoord, dan kan jy nie die punte kry nie. Maar om te kyk of jy reg gewerk het, kan jy dit altyd op jou sakrekenaar gaan intik en kom ons wys net vir almal hoe ons dit op ons sakrekenaar sal intik. So ons gaan nou sê, wat is die som wat ons gegee is? Laat ek gewoon net skuif 'n bietjie. Die som wat gegee is, so nou tik ons in sin, dan tik ons in 45, dan maak ons ons hakkie toe, dan tik ons vermenigvuldig met sin van 90, hakkie toe, dan gaan ons af en dan sê ons kos van 0 grade, maak jy hakkie toe, en dan sê ons maal met vermenigvuldig met kos van 60 grade. Ek hoop ek het niks foute gemaak en ek het reg gewerk tot dusver. So ons antwoord is veronderstel om wortel 2 te wees. Vierkant wortel van wortel 2. Maak seker of jy reg ingetik het as jy nie die antwoord gekry het nie. Of jou antwoord as jy nie sakrekenaar soos ek het, dan kan jou antwoord moontlik so lyk 1,4142. Goed. So dit is die antwoorde wat ons daar het. Wat ons nou gaan doen, graad
10, ons gaan nou aan met oefening 5.7. So al die werk wat julle tot op dusver geleer het en ken, moet julle nou toepas op 'n kartesiese vlak. Ek sê vir julle baie dankie. Kom ons begin met oefening 5.7 en net daar.